Baie welkom vanoggend weer by jou Sondag stil word. Kom ek en jy sprei ook vanoggend die kroonblare van ons harte wyd oop, sodat ons gevoed kan word met die sagte liefdesreën van ons hemelse God en Vader. Nou ek weet nie of jy al gehoor het van die builkop beginsel nie. Die builkop beginsel kom van Elisa af. In 2 Konings 6 lees ons hoe dat Elisa 'n profeteskool gehad het. En sy leerlinge het later so baie geword, dat een van die leerlingprofete na Elisa toe gekom het en vir hom gevra het, maar hoorie, kan ons nie hierdie gebou bietjie groter maak, omdat daar nou meer mense is nie. En Elisa het hom gesê, ja, kom ons doen dit. So is hulle toe af rivier se kant toe om te gaan bome afkap. Hulle het gevra dat Elisa moet saamkom en Elisa het saamgegaan. So terwyl hulle aan die kap was, het een van hulle gekap en so met die kap het die byl in sy hand uitgeglip en in die rivier geval. Hy het na Elisa toe gehardloop en vir hom gesê, meneer, ek het my byl verloor. Hy het in die water geval. En meer nog, dis nie eers my eie byl nie, dis 'n geleende byl. Elisa het vir hom gesê, kom wys my, waar die byl in die water geval. Hy het 'n stuk hout gevat, dit in die water gegooi, en die byl het bo die hout gedryf. En hy het vir die jong profeet gesê, haal uit die byl, en hy het hom uitgehaal. Die builkop beginsel beteken, jy gaan altyd terug na die plek waar dit gebeur het. Nou dit is 'n wonderlike ding, sommer in ons alledaagse lewe ook om te gebruik. Jy ken mos daai gevoelendheid wat 'n mens beetpak, ewe skielik as jy nie kan onthou wat jy die kar se sleutels gesit en jy moet ry, of jou bankkaart of enigiets wat jy soek ewe skielik. Gewoonlik begin ons na stigtelik angstig soek oral waar dit ons moontlik kon gesit het. Weet jy die wonderlike is, dan skop die builkop beginsel in. Word stil, vra vir jouself, waar het ek die laaste keer dit wat ek soek in my hand gehad? Waar het ek dit gesien die laaste keer? En dan gaan jy terug na daai plek toe, en van daar af begin jy dan die pad vat. Waar vanaf het ek toe van hier af gegaan volgende? En so loop jy plek tot plek, en meeste van die tyd, as jy net teruggaan, dan kry jy dit waarna jy soek daar. Dieselfde is gestel met ons geestelike lewe. As jy voel jy is geestelik nie op 'n lekker plek nie, dink net 'n bietjie terug. Waar was 'n lekker plek vir jou gewees? En dan vat jy net daardie omstandigheid en dink bietjie terug, hoe het jou lewe binne daardie konteks gelyk? Wat het jy gedoen wat jy nou nie meer doen nie? Wat het verander van toe af tot nou? En dan geld die builkop beginsel weer, dan gaan jy terug na daai plek toe, en jy begin dinge daarvan af verder vat. Nou ons tema vanoggend is nou juist dit. En die tema is, en toe verloor ons dit. Handelinge 17 vers 27 tot 28. God het hulle gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek kan nog baie goed Jan Spies se koffieadvertensie onthou. Onthou jy? Daardie sawwe lyf advertensie. Nou die realiteit van die lewe is dat ek en jy gemaak is met sawwe lywe. Nou sal jy sekerlik wonder, wat bedoel ek nou as ek sê, ons is gemaak met sawwe lywe. En om te verstaan van die sawwe lywe, moet ek en jy ook nou terugwerk volgens die builkop beginsel na die plek toe, waar ons sawwe lywe gekry het. En dit is met die skepping van die mens. Met die skepping van die mens het God, wat liefde is, uit liefde ons na sy beeld gemaak, om saam met hom in liefde te leef binne die omgewing,
die omstandighede wat hy vir ons beplan het. As deel van die hele skepping wat hy uit liefde gemaak en gewil het. So ons is gemaak om, soos wat God ons liefhet, hom ook lief te hê, alles wat hy gemaak het lief te hê, en met verantwoordelikheid te heers oor dit alles saam met hom. Maar toe gebeur die groot verloor. Toe val die mens in sonde. Dit wat God is, wat hy gegee het, wat hy gedeel het met hulle, was ewe skielik nie goed genoeg nie. En hulle leen hulle oor uit, luister na die slang, en die mens val in sonde. En hy verloor alles wat God is. En hy word oorgelaat aan sy eie soeke na dit wat hy verloor het. Dis maar soos die man wat so by die kroeg uitstap, en soos wat hy uitstap, laat in die aand sien hy, hier's 'n ander man hier onder die straatlig, soek hy, op sy knieë op die grond soek hy, en die man stop by hom en hy vra van meneer, kan ek jou dalk help, waarna soek jy? Hy sê, man, ek soek na my sleutel. Die man sê vir hom, meneer, nou, waar het jy jou sleutel verloor? Hy sê, daar ander kant het ek hom verloor. Hy sê, maar nou, hoekom soek jy dan nou hier vir hom? Hy sê, ek kan daar nie sien nie, is te donker. Die mensdom se hele geskiedenis staan in die lig van soek na dit wat ons verloor het. Nou, soos wat ek 'n paar weke gelede vir jou gesê het God wat liefde is, geweet dat ek en jy altyd soekende sal bly na die ware liefde. En juis daarom het hy vir Jesus gestuur om vir ons te kom wys hoe lyk en lewe liefde. En soos wat ek vir jou gesê het, na aanleiding van die 5 liefdestale, het Jesus al 5 daardie liefdestale vir ons kom voorleef. Hy was 'n naby mens, vel naby het aan ons gekom. Hy het met sy woorde gesê, julle moet mekaar lief hê, ek het julle lief, julle Vader het julle lief. Hy het tyd gemaak vir mense, tyd saam met hulle spandeer. Baie keer tipes mense waarmee die normale mens nie eers wou assosieer nie. Eenkant mense. Hy het gegee. Hy het sy liefde gegee. Hy het kos gegee. Hy het die hoogste prys betaal en sy lewe gegee vir jou en my. As teken van hoe kosbaar ons vir God is. En dan natuurlik het hy gedoen, met sy doen, die was van vuil voete, die aanraak van mense, die genees, gesond maak van mense, die hoop gee vir mense. Met sy liefdes doen, het hy 'n verskil in so baie mense se lewens gemaak. En nou moet ons weer terugwerk na die begin toe waar die builkop verlore geraak het. En dit is toe ek en jy gebore is. Weet jy, dit was vir my so aangrypend, toe ek so 'n bietjie nagedink het en stil geword het, saam met die Gees net rondom dit wat ons vandag gaan deel. Hierdie ding juis van, uit liefde, in liefde, het 'n mamma en 'n pappa gewil om 'n kindjie te hê. En saam met hulle het God gekom, en saam met die mamma en die pappa en God, het hulle in liefde jou menswees laat gebeur. God het jou haarfyn aan mekaar geweef in jou moederskoot, presies geweet wie en wat gaan jy wees, watter persoonlikheidstipe, watter gawes en talente, alles, die hele pakket, het hy in 'n menswees bonneltjie van liefde vir 'n mamma en 'n pappa kom gee. En wat doen die mamma en die pappa? Die mamma en die pappa ontvang dit met dankbaarheid. En van die begin af, vandat hulle hierdie kleintjie vashou in die arms, daar die 5 liefdestale gebeur. Dis die heeltyd 'n mamma wat hom vel naby hou. 'n Mamma en 'n pappa wat vir hom fluister en vir hom vertel hoe wonderlik is hy. Hoe lief is hulle vir hom. 'n Mamma en 'n pappa wat tyd maak, tyd spandeer. Laat in die aande, vroeg in die oggende, wakker word, opbly, tyd vir daardie liefling babietjie gee.
geskenke, 'n baba wiggie, 'n kot, die dinge wat hulle in die kot ophang. En dan natuurlik die doen van dinge ook. Boude skoon, maak kos, gee, alles word gedoen in liefde, al is dit nie altyd maklik nie. So ek en jy het van die begin af, binne normale omstandighede, alles gekry wat ons moes kry om te leer hoe liefde lyk. Nou as 'n mens nou so baie liefde kry, dan dink jy naderhand, alles en almal is daar vir jou en dat die hele wêreld net om jou mens wees draai en dat hulle daar is om jou gelukkig te hou. En dan gebeur dit dat baba se boude vuil is. En ewe skielik is dit ongemaklik en dit brand en is nie lekker nie. Wat doen baba? Hy roep nie mamma, papa nie. Hy begin huil. En hy kom agter in sy kleine koppie. Wanneer hy huil, dan is die mense wat vir hom lief is, onmiddellik daar om hom te help. Om hom te troos, om dit wat seer maak, minder seer te maak, om hom kos te gee as hy honger is. Maar soos wat hy nou groter word, kom hy agter hierdie huilding, hy werk, Boeta. Jy moet net huil, dan kry jy aandag. As jy nou alleen voel, of as jy nou nie lekker voel nie, dan huil jy net en dan is hulle daar. Dit is die knoppie wat jy druk, om pa en ma se aandag te kry. Maar nou word kind al groot, en nou kom daar nog kinders. En ek sê altyd vir mense, almal van ons is ook syndrome. Oudste kind syndroom, tweede kind syndroom, derde kind syndroom, jongste kind syndroom, en so kan ons aangaan. Nou wat bedoel ek daarmee? Dink net gou 'n bietjie terug, die eerste baba kry 100% van pappa en mamma se aandag. En hy word groot en hy leer dat hy die een is wat in die huis regeer en dat hy die een is om wie alles draai. Nou word 'n tweede baba gebore. Onmiddellik word die eerste baba se liefde, aandag en alles wat hy gekry het in die helfte deurgesny. Nou kry hy net 50%, want ander 50% moet nou na hierdie boetie of sussie toe gaan wat aangekom het. En dit is traumaties vir die eerste kind, hierdie verdeling van aandag. Maar net so is dit ook traumaties vir die tweede kind, want hy word met die helfte minder liefde en al die ander dinge groot as die eerste ene. Dan kom maar derde ene, waar dit nou 'n 50% verdeling was tussen twee, word dit nou 'n 33.3 verdeling tussen 3. So die derde een kry net 33% aandag. En die ander twee moet ook met die helfte omtrent van wat hulle gekry het nou tevrede wees. En dan kom daar 'n vierde ene. En nou is dit op 25%. Maar weet jy, nou is die oudstes nou al so groot dat hulle bietjie af van die hande is en nog nie uit die sak nie, maar af van die hande is en dat hulle nie meer soveel aandag nodig het nie. So nou gebeur dit baie keer dat wanneer daar 'n laatlammetjie gebore word of 'n vierde kind, dat daar oormatige aandag aan hierdie laaste kind gegee word. Daardie jongste kind syndroom, spoiled brat. Nou dink jou nou net in. Ons ouers, my paale was 11 kinders, my maale 9 kinders. Dink nou net, hoe kon dit moontlik gewees het vir 'n mamma en 'n pappa om 9 kinders groot te maak met die liefde waarmee hulle een kind sou kon grootmaak? Onmoontlik. En daarom het dit baie keer gebeur dat die ouer kinders na die jonger kinders moes kyk. Maar die realiteit is, soos wat ons ook gesê het, elke mens wil voel hy word liefgehê, hy word geag, hy is die moeite werd, hy is spesiaal. En daarom ook die teenpool van dit is, alle negatiewe gedrag by enige kind, meeste van die tyd, is net 'n roep daarna om liefgehê te word. Nou daar is 'n klomp dinge wat 'n rol speel in die ontwikkeling van ons liefdestale en dinge wat beïnvloed het hoekom ons in sekere liefdestale sterker is
as ander. Toe ek die eerste keer die 5 love languages toets gedoen het, was daar 2 liefdestale wat heeltemal uitgeskiet het. Wat ver sterker as die ander was. En dit het my laat wonder, maar hoekom is hierdie liefdestale vir my so belangrik? Nou ek gaan nie vandag al dit met jou deel nie. Volgende week gaan ons verder deel met mekaar hoe ons liefdestale beïnvloed is deur die omstandighede waarbinne ons groot geword het, ons persoonlikheidstipe, ons gawes en talente en alles. Want dit alles het 'n rol gespeel in dit wat ons primêre liefdestale is. Maar dit het ook 'n baie groot rol gespeel in die ontwikkeling van die ander liefdestale. Kom sluit gerus volgende week weer by ons aan, want dan gaan ons kyk na hoe hierdie liefdestale binne elke mens ontwikkel het tot dit wat dit vandag is. Mag die Here jou ryklik seën en mag jy hierdie week net ervaar hoe die God van liefde ook sy hand uitsteek na jou en vir jou sê, kom na my toe. Ek wil vir jou teruggee dit wat jy verloor het. Daardie onvoorwaardelike liefde waarna jy so smag. Liefde groete, tot volgende week. Ciao. Ja, Hemelvader, ek het ook my builkop van liefde verloor. En soos daardie man soek ek ook oral in hierdie wêreld om dit terug te kry. Maar ons soek so op die verkeerde plekke, onder die lamppale, die lig van ander mense se sê. Dankie dat U my persoonlik ken en dat U my ook weer wil laat ontdek hoe kosbaar ek vir U is, wat my plek in U hart is en hoe ek ook 'n kanaal kan word deur my liefdestale waardeur U ander mense tot seën kan wees. Amen. Indien jy sou belangstel om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig te ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam en jou nommer stuur na die volgende nommer 08282164333. Indien jy op Telegram wil inskakel, kan jy net 'n soek doen vir die Lewelig kanaal en dan kan jy dit daar ook ontvang. Jy is ook meer as welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Doen net 'n soek onder Shaal Botha Lewelig. Sakke vol seën vir jou en hê 'n wonderlike week. Leef tevrede.